Goeiemôre broers en susters, ons wil die hartlik welkom heet in die huis van die Here. Vanoggend wil ek vra dat ons werklik waar hierdie oggend ons ore en ons oë sal oophou, luister wat die woord van die Here vanoggend vir ons sê. Ook aan ons die mense op Facebook baie welkom heet. Ons sal met ons in te skakel en te luister wat die woord van die Here vanoggend vir ons wil sê. Ook wil ek u uitnooi om uit te kom bietjie na die huis van die Here toe, om saam met die ander broers en susters die Here se naam groot te maak. Jy weet, ons is so tydjie ons net vir die huis te luister daar oor die TV of wat ook al. Maar jy weet, dit sê werklik nie nou nie. Dit is om saam te wees om die werklik te ervaar wat die Here vir ons doen. Yes. Die krag van die Here, die Heilige Gees wat met jou praat, wat teenwoordig is. Wil ek almal uitnooi werklik waar. Jy weet, ek net gou van hierdie geleentheid gebruik maak om net die goedheid van die Here en sy beskerming. Jy weet, ek het donderdagoggend en ek en my vroukie 'n huisgodsdiens gehou en toe lees ons Psalm 91. Jy weet, en nooit geweet nie, ons het werk toe gegaan, ek het teruggekom Vrydagmiddag gaan ek na die bank toe om vir die man wat my help om geld te trek. Jy weet, en daar was niemand by die bank nie. Ek was alleenig daar en die volgende oomblik, toe sal 3 ander by my agter my en hulle dwing my om my kaart te vat. Jy weet, en al wat ek kon doen, is net op die bloed van die Here oor my te bly. Ja. Want dan is dan waar, hulle al 3 het om my gestaan, my kaart gevat, in die masjien gedruk, vir my gesê ek moet my pin insit, en dan houden druk ek verkeerd, en hulle het aangegaan, en die volgende oomblik is hulle net weg van my af. En ek wil vanoggend sê, werklik waar, ons gaan nie sonder die Here gaan nie. Ons gaan glad nie sonder hom beweeg nie, want ons het hom nodig om te beskerm. Jy weet, ons sien baie van hierdie dinge raak, maar nooit dan dit gaan jou tref nie. En daardie oggend het ek het besef, jy weet, om die bloed van die Here oor my elke dag te pleit. Elke dag dat die Here my moet beskerm. Ons dank ons eer die Here vir elkeen wat hy is. Kom ons geniet die diens, kom ons geniet die sang, kom ons luister wat die woord van die Here vanoggend vir ons wil sê. Dat ons broer Jimmy vra net vir ons toe open met gebed asseblief. Baie Yes, amen. Kom ons staan. Prys die naam van die Here. Dit is so belangrik van wat Christus nou gesê het. Bly die bloed van Jesus oor jou elke dag van jou lewe. As jy wakker word en jy sê vir die Here, Here, dankie dat jy my vanmôre wakker gemaak het. Sê Here, ek my vandag met die kosbare doen. Yes. Want jy weet nie wat daar buite is nie, maar die Here kan jou beskerm en die Here sal jou lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre na U toe, Here, met 'n hart vol van bly en dankbaarheid, Here, voorreg wat ons het om in die huis te kan wees, Here, om hier te kom, Here, om te kan luister na die woord, Here, om U naam groot te maak, U te prys en U te loof, Here, want U is koning en U lewe tot in alle ewigheid. Vader, en ons bid vanmôre dat die salwende krag en die heerlikheid van U oor elkeen in hierdie plek sal kom, dat U in harte sal spreek, Here, vanmôre, dat mense vanmôre na U toe sal kom, Here, hulle harte sal gee, Here, aan U, Here, sodat hulle die koninkryk van U opgeneem kan word. Vader, ek dank U en ek loof U heilige naam, want U is ons God, U is ons verlosser. Seën hierdie diens vanmôre, Here, seën die lofprys en aanbidding, Here, en ons eer U daarvoor. Ons sê dankie, Here, vir alles wat U vir ons doen in Jesus naam. Amen en amen. Dankie, Here. Amen, amen. Draai so bietjie om, jy skud iemand se hand met die nog nie geskud het, jy sê net welkom in die huis van die Here. Bly om vir jou oggend te sien in die huis van die Here. Jy's op 'n goeie plek en dit is in sy teenwoordigheid. Amen. Die Here is hier vanmôre. Die Here is saam met jou hier vanmôre. Hy is saam met jou hier in hierdie plek. Amen. What a mighty God we serve. Baie welkom elke besoeker vanmôre saam met ons en hier saam met ons. Wees vry in die huis van die Here en geniet vanoggend hierdie diens in sy teenwoordigheid. Want ons is hier om sy naam groot te maak. Amen. 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 Prys die naam van die Here. Want die Here is goed, is altyd voorreg en eer. Nou kom ons maak gereed, ons neem ons saad en ons saai vanmôre in die werk van die Here. Ons diakens is gereed en ons gaan saai vanmôre. Dit is altyd belangrik om te weet dat die woord van die Here sê dat wanneer ons saai, sal ons maai. Sit vir ons die banking details op asseblief, my broer Lawrence. Die mense op Facebook, jy kan sien die bankbesonderhede op die skerm en saai vanmôre in die werk van die Here. Weet vanmôre, die Here is getrou oor sy woord. Onthou, God reageer nie op wat ek en jy sê nie. Hy reageer op sy woord. Want die skrif sê, hy is wakker om sy woord te volbring. Amen. So he's watching over his word to perform it. So this morning, we
stand upon the word of God, we know that God says that when we sow, we will reap. So ons staan op hy woord, en ons saai vanmôre, en ons roep in vanmôre. Nie net 'n 100voudige oesie, maar sommer 'n groter oes as dit 'n 1000voudig. Amen. Wie kan doen met 'n groot oes? Wie kan doen met 'n goeie oes? Amen. Dan vanoggend, kom aan, sê Here dankie. U vanmiddag wil ek my saad. U seën my oes. Ek dank U daarvoor. Amen. So vanoggend sal ons so vra. Dat broer Christen vanoggend die saad van ons sal seën asseblief. Dankie broer Christen. Ons sluit hierdie woord. Ons Hemelse Vader, ons dank en ons eer U, Here. Yes. Dat ons vanoggend hier kan staan, Here, om deel te wees van hierdie dat ons hande in hierdie sak kan druk, Here, om te saai in goeie grond. Yes. Here, ons vir die eer, Here, ons vir die prys. Here, vir elkeen wat sy hand in hierdie sak gedruk vanoggend, Here, dat hulle 1000voudig sal seën, Here. Here, menigvuldig, Here, dat ons sal weet dat U die voorsiener is, Here. Here, U is die een wat voorsien vir ons, Here. En elke dag, Here, kan ons die goedheid sien, dit wat U vir ons doen en wat U vir ons gee. Here, ek wil ook bid vir die wat nie dalk het nie, Here, dat U ook vir hulle sal voorsien, Here. Here, dat hulle ook werklik U sal glo, dat U sal gee vir hulle, Here. Ons dank en ons eer, Here, vir elke offerande, vir die tiendes wat inkom, Here, wat ons weet, dit val op goeie grond, Here. Here, dit is vir U werk en U werk uit te brei. En ons dank en ons eer U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen, amen. Kom ons maak die naam van die Here groot. Vader, baie dankie vir die voorreg. Ek prys U naam. Daar is niemand soos U nie. Halleluja. Die woord van die Here sê daarop sê, ek was bly. Toe hulle vir my sê, laat ons gaan na die huis van die Here. Ek het so opgewondenheid in my hart. Is U bly met die huis van die Here? Halleluja, prys sy groot naam. Halleluja. So this is the day. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The day that the
kan jou skei van die liefde van Christus. Verdrukking, vervolging of haat, niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Amen. Nothing. Circumstances cannot separate you from the love of God. Amen. When we were yet sinners, God sent forth His Son into the world because He loved you. Amen. Hallelujah. Glory, glory, glory.
die Here kom eer van wat hy gedoen het. Sy wil graag getuienis met jou deel vanoggend, want die Here is goed. Amen. Is u saam met my? Glo u nog die Here is goed. Amen. Glory. Môre. Ek staan hier want die Here is en 'n tweede kans gegee. Amen. 2 maande terug. Toe was die dokter sê vir my ek moet hom wil screening. Ek het gevat, dit is nou my tyd, because van 5-6 jaar terug, toe was ek vir dieselfde goed gewees, maar was nie dieselfde results wat ek gekry het die keer. En die dokter laat weet vir my, ek terugkom my screening results in. Ek kom die dokter vertel vir my, ek het pre-cancerous, HSIL, Century-3, endocervical cell lesions. Hy gee toe vir my 'n brief vir Dora en ongenade, ek is Dora. Maar anyways, ek het so gebid, ons het gebid, pastore het vir my gebid, gemeente het vir my gebid. En ek het gedink, as ek by 'n hospitaal moet instap en dit is vuil, sal ek net omdraai uitloop. En die eindste dag, dis dit so skoon, die susters was vriendelik, die dokters was vriendelik, ek was tweede gehelp. Halleluja. Prys die Here. Wat 'n awesome God. Hulle doen 'n procedure, wat genoem word, condylates. En, okay, toe kom ek by die huis. Nou is die 3 weke se wag vir die results. Ek kom terug en al die klop van die Here. Ek is geen maatjies. Amen. Amen. Halleluja. Yeah, come on, man. Come on, man. Yeah. In daai tyd het ek so gedink aan toe Jesus op die water was saam met sy disippels in die boot. En God wil hulle vra waar hulle geloof wat hulle was. Ek het gedink ek was my geloof. Die Here is aan vir my. Maar ek is op. Dankie. Halleluja. Dit wonderlik wanneer ons hoor wat die Here doen. En ek onthou was dit 'n maandag aand dat sy hierso was en ons saam gebid het en terwyl ons gebid het, ek kan nie onthou daai maandag aand hoe sê die Here vir my, sy is gestres. Ek het nie geweet wat aan die gang is nie. Net Cynthia, het ek enigiets geweet van waar jy was en wat gekos het, nie geweet nie. Maar daai maandag aand by die gebedssessie is Cynthia hierso en die Here sê my sy is gestres. Sy stres oor hierdie situasie en die Here sê dit gaan oukei wees. En ons het vir haar gebid en die krag van die Here was op haar en dan hoor jy die verslag. Die Here is goed. Kom aan. Iemand moet vir ons sê dankie. Halleluja. Here ons sê net dankie. Ons is goed en ons sê dankie daarvoor. Halleluja. Die Here is so. Halleluja. Amen. Glory to God. Big, wonderful God. Niemand soos hy nie. Amen. Daar is niemand soos hy nie. Nee, ons klink, sy het nou net gepraat van die disippels in die boot, ons klink amper soos hulle, want niemand sê amen nie. Ek sê, daar's niemand soos hy nie. There's nobody like Jesus. Hallelujah. Prys sy groot naam. Ek wil jou vra om saam met my te gaan vanmôre in die woord van die Here. Ons blaai na Johannes hoofstuk 20 toe. John chapter 20. And we're going to read in the word of God from verse 11 right down to 18. Right, so in die woord van die Here gaan ons lees daarso in Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met 18. En as jy dit het, sê amen. Okay, so 3 of 4 het hom. So die ander kry gee gou vir jou kans, kry hom vinnig, blaai vinnig. En as jy nie weet nie, Johannes is in die Nuwe Testament. 4de evangelie, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Kom ons maak oop die woord van die Here en kom ons lees saam vanmôre in die woord van die Here. En die woord van die Here sê vir ons daar in vers 11, hy sê, maar Maria het buitekant by die graf gestaan en geween.
En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria! Sy draai om en sê vir hom, Rabboni! Dit beteken, meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Amen. Vader, ek dank U vanmôre vir hierdie woord wat ons kon lees en ek is so dankbaar en ek glo vanmôre, Here, spreek U tot ons deur hierdie woord van U en dat elke hart gereed is om hierdie goeie saad van U woord te ontvang, sodat U naam verheerlik kan word, en ek dank U daarvoor, want waardig is U die Here om geprys te word, en daar is geen een soos U nie. Halleluja, prys sy grote naam. Amen. Wat 'n kosbare gedeelte in die woord van die Here. Nou, ek wil vanoggend juist met jou gesels oor hierdie aspek van Jesus wat by die graf is, of Maria wat by die graf is, maar sy het hom nie herken nie. Gemeente, het jy al ooit gebroke gevoel, dat jy reg na God kyk, maar jy ken hom nie, of jy herken hom nie? Nou hierso, ek wil jy moet sien, baie keer is ons op daai plek in ons lewens, waar ons bid, ons huil, ons soek, maar dit voel of God stil is, en of God ver van ons af is. Was hier iemand in hierdie plek al daar gewees? Ek weet, ek was al in my lewe heel wat kere daar. Dan voel dit vir my ek is alleen, maar God herinner jou altyd daaraan dat jy is nie. En dis presies hierdie ek, is juis op hierdie plek waar Maria self bevind. Maria vind haar by die graf van Jesus en sy soek hom, maar sy kry hom nie. Isn't that very interesting? Isn't it interesting that she's coming to look for Jesus? She came to look for Jesus. You see, she was looking for somebody who was dead. She was looking for somebody who was dead, but Jesus wasn't dead anymore. Amen? Sy staan by die graf. Nie net 'n graf nie, 'n plek van verlies. En ek en jy het al sulke oomblikke beleef. Ek en jy het seker al by 'n graf gestaan. Ons het seker al op 'n plek in ons lewens gekom waar ons gevoel het, hier het ons iemand verloor. En hier is Maria op daai plek en sy ervaar teleurstelling. Sy's op 'n plek in haar lewe. Sy het nie hoop nie. Die hoop wat daar is dood nou. Sien, sy kom soek vir Jesus. Die een wat sy geken het, die een wat sy geken het, wat gekruisig is, wat sy gesien het, wat aanskou is, sy het gesien, hy is begrawe, sy kom na die plek toe, waar hy neergelê is, en sy verwag om sy liggaam daar te kry. Oh, she was expecting to find Jesus who died. Maar die Jesus wat sy geken het, hy's weg. Die Jesus wat sy geken het, hy's nie meer daar op daai oomblik nie. Nee. En vandag in hierdie plek, is daar miskien mense van ons wat so voel. Ons
gebede werk nie meer nie. Ons voel God nie meer soos voorheen nie. Ons ervaar hom nie meer so naby nie. En ons verstaan nie wat aangaan in ons lewe nie. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is nie weg nie. Jesus het jou nie gelos nie. Jy is nie alleen nie. Sê net vir daai een langs jou, Jesus het jou nie gelos nie. Sê dit weer vir daardie persoon, jy is nie alleen nie. You know, we got to realize that Jesus never left you. Jesus never forsake you. But Jesus was always there. Maar ons soek dalk net Jesus op die verkeerde plek. Ons soek dalk Jesus in 'n plek waar hy nie meer is nie. My vriend, ek wil jy moet hoor vandag. Jy kan naby Jesus staan en hom mis. Ek wil jy moet hoor. Jy kan naby Jesus staan en jy kan hom mis. Dis vir my wonderlik. Hierdie verhaal, hierdie gedeelte in die woord, wanneer ons dit lees, dan weet ons, Maria het vir Jesus geken. Sy het presies geweet hoe lyk Jesus. Sy het geweet hoe loop Jesus. Want sy was by Jesus. Amen. Is jy saam met my kind van die Here? Maar tog is dit die een wat by die graf kom en Jesus soek en hom nie herken nie en tog is hy teenwoordig. Amen. Die kerk is baie stil vanoggend. Wow. Is julle hier so kind van die Here? It's so amazing. Sy kyk, hoor wat sê die woord? Sy kyk reg na Jesus. Sy kyk fisies na hom. En sy herken hom nie. Ja, ek dink ons sou sê, nooit, dit kan nie wees nie. Hoe kan jy na iemand kyk en jy kan hom nie herken nie? Al het al met my gebeur. Het dit al met jou gebeur? Ek weet dit al met my gebeur, waar jy vir iemand kyk, iemand waai vir jou, jy kyk vir daai persoon, maar jy weet nie wie dit is nie. Jy het dit al ervaar? Want baie keer kyk ons met ons oë, maar ons kop is besig. En terwyl ons kop besig is op ander goeters, mis ons na wie ons kyk. Yes, ek kan nie eens onthou waar ek was nou die dag nie, en ek sien die persoon, maar ek weet ek ken die persoon, maar op die oomblik toe kon ek net nie plaas nie, en net so oomblikie daarna toe ek nou regtig kyk, toe sê, o ja man, yes, hoe gaan dit nog, jy weet? That's amazing, dit gebeur met ons. En hier's Maria. She was at this place. She knew Jesus. She knew him. But yet, she was looking at him and did not recognize him. Ek dink haar trane was seker te veel. Haar oë was bietjie te water, sy kon nie duidelik sien nie, maar op daai oomblik sien sy nie hierdie Jesus nie. Sy kyk reguit na hom, sy praat met hom, maar sy herken hom nie. Is dit nie amazing nie? Jesus antwoord daar. Hy vra vir haar, vrou, wie soek jy? Hy praat met haar. But while he was speaking to her, she did not recognize his voice. It's amazing. But then something happens. Jy sien, Maria se verwagting op hy oomblik was verkeerd. En dikwels is dit so in ons lewens. Ons het 'n verwagting dat God moet iets wees of iets doen vir ons in 'n sekere situasie, maar ons herken hom nie vir wie hy eintlik is in daardie situasie nie. And it's at this moment when she was actually expecting to find Jesus dead. Sy het nie die opgestaande Jesus verwag nie. Tog het Jesus gesê gaan opstaan. Sy het hom nie verwag nie. Baie keer in ons situasies verwag ons God moet 'n wonderwerk doen. Baie keer vra ons die Here moet vir ons deurbreek, maar tog in ons hart het ons nie daai sekerheid dat hy dit sal doen nie. Tog in ons binneste soek ons vir 'n antwoord of Jesus asseblief sê net vir my, maar hy sê vir jou ek het klaar vir jou gesê, dit staan in my woord geskryf. Nou Maria is op hy plek. Sy soek 'n dooie Jesus
En verwag nie 'n opgestane Jesus nie. Wanneer jou verwagting verkeerd is, mis jy wat God doen, selfs al staan dit voor jou. Amen. Ek wil jy moet hoor, kind van die Here. Ek wil jy moet weet vanmôre, wanneer jou verwagting verkeerd is, jy het gekom na die huis van die Here vanmôre. Jy het gekom na hierdie plek. Het jy gekom uit tradisie? Het jy gekom uit ritueel? Het jy gekom omdat mense verwag jy moet jy wees? Of het jy vanoggend gekom met 'n verwagting dat vandag gaan ek met die Here ontmoet? Jy sien, as my verwagting nie reg is nie, al staan hy reg voor my, gaan ek mis wat hy doen. In 2 Korintiërs 5, 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, sê die woord van die Here vir ons die volgende. En ek wil hê jy moet dit mooi hoor, ek wil hê jy moet dit highlight in jou Bybel, ek wil hê jy moet 'n nota maak daarvan. Want hierdie is regtig een van daai verse wat jy eers in jou huis amper moet opsit op elke muur waar jy kan kyk, waar jy gereeld is. Want hierdie is 'n kragtige skrif. En hy sê vir ons in hierdie skrif, hy sê, want ons wandel deur geloof. Ek wil jy moet hoor. Ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Hoor jy dit? Die Engels sê, for we walk by faith, not by sight. Highlight dit, maak 'n nota, gaan sit dit op by jou huis. Want ons het nodig om dit meer as een keer te sien. Ons het nodig om dit deel te maak van ons lewens. Weet jy hoekom? Want anderste gaan jou omstandighede vir jou sê wat jy moet glo. Anderste gaan wat jy voel vir jou sê wat jy moet glo. Anderste gaan wat jy sien vir jou sê wat jy moet glo. Kind van die Here, ons wandel nie deur aanskouing nie. Dis nie wat ek en jy sien nie. It's not what we see with our natural eyes, but what we believe the word of God teaches, and we stand fast on it. And the word says, when you hold fast your confession, you shall reap what that confession says. Amen. As jy met my, kind van die Here, Suster Betty, waar is jy? Kom hier so, ek dink hierdie is 'n goeie plek om hulle net te vertel wat het daar by jou gebeur. Jy het hom vanoggend met my vertel en is 'n goeie storie. Ek dink dit is so belangrik net om te hoor hierdie. Hierdie is special. Luister baie mooi. We walk by faith. Sê vir een langs jou, we walk by faith, not by sight. Hoor hierdie ene. Tel hulle gou wat jy vir my gesê het vanoggend. My dogter het nie laat op skool in die weertjie. En sy sê sy is siek of onweer of oorse keer aan. En haar middelseentjie sê vir haar mamma, moenie dit sê nie, want dit wat mamma sê sal gebeur. Nee, jy het nie gehoor nie. Het jy gehoor wat sê die kind? Kom aan. Hoe oud is hy? Hy's 8 jaar oud. Hy's 8 jaar oud. Wanneer hy hier is, hoor hy die woord van God. En dit sink by hom in. Ma sê, ek voel nie lekker nie. Ma sê, my kop is seer. Ma sê, ek is siek. 8-jarige kind. O, glory. Dankie Here vir kinders. 'n 8-jarige kind sê, ma, die Bybel sê, wat jy sê, dit gaan jy hê. Is jy met my, kind van die Here? So we oftentimes confess what is happening in our situation. We are not expecting the Jesus that rose from the dead. Amen. Ons verwag nie hierdie Jesus wat opgestaan het nie. Ons verwag nie hierdie Jesus wat 'n verandering gemaak het nie. Ons verwag nie hierdie Jesus wat deurgebreek het nie. Child of God, you are currently looking at a situation. You are currently experiencing something. Jy's in hierdie oomblik om besig deur 'n storm of iets in jou lewe te gaan. Waarna kyk jy? Jy sien, hier is waar jou geloof vir jou moet werk. Hier is waar jy aan jou geloof moet vashou, nie wat jy sien nie. It's not what you see. It's what you believe. It's what you believe.
It's what you believe. Because what you believe will become your reality. Wag. Ek wil jy moet mooi hoor, ek gaan dit weer vir jou sê. Is wat jy glo, wat jou realiteit word. Amen, kind van die Here. Ek wil jy moet baie mooi verstaan vanoggend. As jy heeltyd gaan bly op 'n plek in jou lewe en dieselfde ding verwag, daar gaan niks anders te kom nie. You need to experience the living word of Almighty God. Amen. Die woord van God is nie dood nie. Die woord van God is lewendig. Jesus sê vir hulle, ek eet. Hy sê, wat? Het hy dan nou brood weggesteek somewhere wat ons nie van weet nie? Die disippels wat redeneer. Jesus, ja, hy sê nee. Ek eet die woord. Elke woord van God voed my. Is jy met my, kind van die Here? I want you to understand that the word of God, the living word of God, is what produced your reality. Dis die woord van God wat hierdie aarde geskep het. God het gespreek en het tot stand gekom en God says, I give you the authority, the word of faith. Sê vir iemand langs jou, die woord van die geloof. Hy gee jou die woord van die geloof. Waar is dit? In jou hart. Sê vir een langs jou, dit moet in jou hart wees. Kom sê vir nog iemand, moet in jou hart wees. Kyk vir een agter jou, en sê sommer van een agter jou ook nie, hoor jy sê, dit moet in jou hart wees. Jy sê, dit is belangrik hierdie dat ek en jy verstaan. Why? The word of faith is in my heart and in my mouth to speak it. Because we do not walk by sight, we walk by faith. Dis nie wat ek sien nie, dis wat ek glo, wat my omstandigheid verander, wat my situasie verander, waar ek en jy onsself bevind. Maria, voor Jesus in hy graf neergelê is, voor Jesus na Golgotha gegaan het om te sterwe, voor die tyd, het hy vir hulle gesê, ek gaan sterf. Die disippels wys vir Jesus die tempel. Jesus sê, hierdie tempel sal afgebreek word. En in 3 dae sal ek dit oprig. Jesus sê, hierdie tempel sal afgebreek word en in 3 dae sal ek dit oprig. Kom aan. Die leiers van daai tyd het bietjie kwaad geraak. Sê, wat? Weet jy hoe lank het dit gevat om hierdie plek gebou te kry? Ons het hard gewerk hier, man. Ons het gebou en gebou. 3 dae? Maar die skrif sê, dit het hy gesê, van sy liggaam. Oh, come on, somebody, we got to hear this now. Hy het vir hulle vertel, ek gaan sterwe. Hy het vir hulle gesê, maar op die 3de dag sal ek opstaan. Halleluja. Watter Jesus verwag jy? Watter Jesus bid jy na? Watter Jesus roep jy aan? Ek roep aan 'n opgestane Jesus, 'n Jesus wat lewe. Halleluja. I want you to hear today, my friend, that God is the same. He did not change. Ek wonder wie van julle het al jou sleutels gesoek? Hoor, ek kan my hand hoog opsteek. Mense, ek het al sleutels gesoek. Wie wat is die amazing ding? Jy soek en jy soek jou sleutels en jy soek jou sleutels en jy keer om oral en jy gaan kyk op die plekke waar jy verwag dit moet wees. En dan sê iemand vir jou, wat hang aan jou vinger? Met wie dit al gebeur? Ek weet dit met my gebeur. Ek weet dit met my gebeur. Hang jou sleutel, jy het hom in jou hand, jy het hom by jou, jy soek jou sleutel, maar hy is by jou. I know it happened to me before. Jy raak dus paniekerig, want ek kry nie my sleutel nie. En dan moet jy weet, jy moet nog ergens wees ook. Nou raak dit laat. Nee? Nou raak jy opgewerk. Wie wat gebeur volgende? Nou skel jy die mense wat eers die sleutel gehad het nie.
Jy weet waarvan ek praat, maar julle ken dit. Ek weet julle ken dit, né? Jy kyk oral, maar jy sien dit nie. En dan kom jy agter of iemand sê vir jou, maar dis daar in jou hand. As jy, my jene, ek teer so lank, ek soek oral en hier is die sleutel by my. Jy sien, mense soek vandag nog na die ou manier. Na die ou manier hoe God gewerk het. Jy het dit gehoor? Mense soek vandag nog na die ou manier hoe God gewerk het, maar God het reeds aanbeweeg na iets niets. He moved on to something new. My friend, are you moving with him, or are you still looking for the Jesus who died at the grave? Mary made that mistake. She was looking for Jesus who was dead, not one that rose from the dead. Jesaja 43 en vers 19 sê, kyk, ek gaan iets niets doen. Loof die Here, sê vir ou langs jou, hy doen iets niets. As ek kyk na Jesus, en ek kyk in die woord, en ek kyk hoe Jesus gewerk het, dan werk hy op verskillende maniere. Het julle al agtergekom, Jesus werk op verskillende maniere? Amen. Jesus kry 'n blinde, en hy spreek met die blinde, sy oë gaan oop, en hy sien. Is dit so? 'n ander blinde kom na hom toe. Het Jesus dieselfde gedoen? Nee. Hierdie keer spoeg hy op die grond. En hy maak modder. En hy vat daai modder. Vandag sal iemand jou klap, man. Hy vat daai modder en hy smeer dit in die ou se oë. En hy gaan sê vir die ou, okay, gaan was jou. En toe hy dit doen, toe sien hy. Now we can expect the same Jesus, we can expect the same move, we can expect the same way, en dis wat ons baie keer doen, ons verwag dat God my so aangeraak die laaste keer, hy gaan dit weer doen, and you can miss the Jesus that's standing right in front of you, because you don't have the right expectation. Kind van die Here, verwag jy dat hierdie Jesus wat iets niets gaan doen, om iets niets in jou lewe te doen, of verwag jy dieselfde? It's because we expect the same, we experience the same, maar Jesus wat ek ken, wil ek hê jy moet hoor vandag, hy is altyd besig om iets nuut te doen. Come on, as jy hier kind van die Here, God's always on the move, are you moving with him? Soek jy die lewende Jesus? Of hou jy vas in 'n ou ervaring? It's time to realize, hierdie Maria soek nog na die Jesus wat in die graf is, maar die graf is leeg. Oh, glory. Ek wil vandag jy moet hoor, Jesus ontmoet jou in jou pyn. In daai plek van jou seer, in daai plek van jou teleurstelling, in daai plek, is waar Jesus met jou ontmoet. Sê net vir ou langs jou, hy ontmoet jou in jou pyn. Ek wil jy moet sien. Maria huil. Maria huil. Want sy soek Jesus. Hy's dood. Maria huil. En daar kom Jesus na haar toe. Nie wanneer sy sterk is nie, nie wanneer sy reg is nie, maar wanneer sy gebroke is in haar binneste. Amen. Kom Jesus na haar toe. Psalm 34 en vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroke van hart is. Amen. Hy's naby die wat gebroke van hart is. In die Afrikaans is dit vers 18 as ek reg is, of Engels is vers 18. As ek reg, ek kan nog nie onthou, een van die twee. Wat sê hy? Ja, jy sien, 18 is die Engels, Afrikaans is vers 19. Okay. Die Engels sê, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit.
Hy's naby die wat gebroken van hart is. Is jy saam met my kind van die Here? Jesus vra vir haar hierdie woorde en ek wil jy moet mooi hoor. Waarom ween jy? Jesus is speaking directly to her. He's asking a direct question. Why are you crying? Hy vra vir haar, waarom ween jy? Hy weet hoekom. Amen. Kom aan, die skrif self weet alles. God weet alles, niks is vir God verborgen nie. Hy weet presies hoekom sy huil, maar nogtans vra hy, vrou, waarom ween jy? Hoekom huil jy? Hy weet hoekom, maar hy wil hê sy moet sê. Hy wil hê sy moet praat, hy wil hê, ek wil hoor wat in jou hart aan die gang is, Maria, praat jy met my? God word nie afgesit deur jou trane nie. Jy gehoor? Jy sit God nie af wanneer jy 'n traan of 2 stort nie. Nee, inteendeel, is in tye soos daai wat hy baie keer na jou toe kom. In tye van jou hartseer, in tye van jou plek, waar jy voel, maar ek is alleen. Hou op om altyd sterk te probeer wees. Gee God die kans om te werk en met jou te spreek. Hou op om die regte woorde te probeer sê. Gaan kyk na Jesus en vra hom. Praat met hom. Kom net soos jy is. Sê vir een langs jou, net soos jy is. Jesus vra nie vir voorgee nie. Jesus vra, wees opreg met my, want ware ontmoeting gebeur wanneer ek en jy eerlik is. Hier kom 'n keerpunt. Die deurbraak vir Maria vind plaas. Nie terwyl Jesus met haar praat en vra, hoekom huil jy nie? Wie soek jy nie? Die ware deurbraak van Maria vind plaas toe sy haar naam hoor. Toe sy haar naam hoor. Alles verander in een oomblik. Alles gebeur op daai oomblik. Nie toe sy hom sien nie, nie toe sy hom hoor praat nie, maar daai oomblik toe hy vir haar sê, Maria, toe gebeur iets. Toe gebeur iets. Een woord, een naam, en alles verander. Wow, kind van die Here. Wow. Johannes 10 en vers 3 sê, hy roep sy eie skape by die naam. Hy sê, roep sy eie skape by die naam. Jesaja 43 en vers 1 sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, halleluja, kind van die Here. Toe hy sê Maria, toe antwoord sy, Rabboni. Hy het klaar met haar gepraat. Wie soek jy? Waarom huil jy? Maar sy herken hom nie. Sy herken nie sy stem in daai oomblik nie. Sy herken nie die man met haar praat terwyl sy na hom kyk nie. Maar toe hy haar naam sê, toe verander alles in 'n oomblik. Kom aan, kind van die Here. Die woord sê, hy ken jou naam. Die woord sê, hy het jou naam. Sê vir daai een langs jou, hy het jou naam in sy handpalm. Gegraveer, kom kind van die Here, in sy handpalm, dis waar jou naam geskrywe staan, kind van die Here. Die stem van Jesus is nie algemeen nie. Die stem van Jesus is persoonlik. Hy praat persoonlik met elkeen van ons. Daar kom 'n klip by my op, gister of eergister, en hierdie ou sit en praat met 'n ander man, hulle is besig met 'n podcast, julle weet mos wat se podcast die staan, hè. Die ou sit met 'n mikrofoon, hierdie ou, 'n videokamera of 'n selfoon, en neem hulle op en hulle het 'n gesprek, en hy sit met hierdie ou en hy vra hierdie vraag vir hom. Hy sê, as jy 5 minute saam met Jesus kon hê, wat sou jy hom vra, of sou jy vir hom sê? Wow. Daai ou dink nie eers om te antwoord nie. Toe hy vir hom vra, wat sou jy vir hom vra of vir hom sê in daai 5 minute?
Was sy antwoord onmiddellik, jy kan elke dag 5 minute saam met Jesus hê. Oh, wow, wow. Jy sien dit hang af wat 'n Jesus jy soek. As jy Jesus voor die graf soek, ja, dan gaan jy net 5 minute van hom kan kry, want hy gaan net 5 minute saam met jou kan wees op daai oomblik, maar nou het ons 'n opgestane Jesus, ons het 'n verheerlike Jesus, ons het 'n Jesus nou, wat elke dag, elke oomblik van jou lewe saam met jou is. Ek het nie 5 minute alleen saam met hom nodig nie, ek het elke dag, het ek die geleentheid om saam met hom alleen te wees. Hy is persoonlik. Wanneer Jesus met jou praat, sê hy nie vir jou, hey jy nie. Hy praat nie met jou en sê, hey, asof ek jou lang ken, maar jy die naam vergeet nie. Nee, wanneer Jesus met jou praat, dan praat hy jou op jou naam. Want jy is vir hom belangrik, persoonlik, intiem. Ek wonder of jy al in 'n skare mense was, of op 'n plek was waar baie mense was, en word lekker gepraat. Jy weet mos, as 'n klomp mense by mekaar is, gons dit mos, né? Hulle weet mos waarvan ons praat, ons is gons. So almal praat dit, as dinge wat aan die gang is, en iemand wat jou ken, sien jou raak, en roep jou naam. Wat doen jy? Wat doen jy? Die oomblik wat jy in 'n skare is, of tussen 'n groep mense is, en iemand roep jou naam, dan stop jy en jy kyk, wie sit? Amen? Jou naam is special. Hoekom? Jou naam dra identiteit. Toe Jesus vir haar sê, Maria, toe weet sy, ek weet wie dit is meester, dit is Rabboni, dit is my God, halleluja. Alles verander, toe die naam Jesus gespreek word. Wanneer Jesus jou naam roep, kom jy uit met verwagting, jy kom uit verwarring, jy kom uit pyn uit, jy kom uit 'n situasie uit, en jy kom in jou identiteit in, en jy kom in jou roeping in, want iets verander wanneer Jesus jou roep. My vriend, is wonderlik, hierdie Maria kom graf toe, sy soek 'n Jesus wat gesterf het, maar sy kry 'n opgestane Jesus by die graf. Sy kom met 'n ander verwagting, en 'n ander taak, toe sy by die graf kom. Jy sien, man, toe sy by die graf kom, toe soek sy hom, en hy is nie daar nie, al wat sy kry is 2 engele. Sy sê, waar is hy? Sê my, want dan sal ek kom wegvat. Sy wil homself gaan neerlê elders. Sy verwag iets anders, maar toe sy hierdie Jesus ontmoet, toe Jesus sê Maria, toe gebeur daar iets, Jesus praat met haar, en haar roeping kom in plek. Is jy met my, kind van die Here? Die woorde wat Jesus vir haar sê daarna is, gaan sê vir my broers. Klaar. Die eerste persoon wat gestuur word met 'n boodskap, is 'n vrou. En dan hoor jy so baie predikers wat vandag sê, vrouens mag nie preek nie. Maria was die eerste evangelis. Maria is die eerste een wat gestuur word en gesê, gaan sê vir hulle. Halleluja. Maria gaan nou maat, en toe sy daar kom, toe sê sy vir hulle, ek het hom gesien. Wow, glory! Kind van die Here, wat 'n kosbare woorde, want toe sy sê ek het hom gesien, was dit nie met trane in haar oë nie. Was dit nie met hartseer op die gesig nie. Was dit nie met ag nee, hy's dood nie. Nee. Toe sy nou gaan om vir hulle te sê, ek het hom gesien. Toe is daar 'n opgewondenheid, en hulle kon agterkom, hierdie was nie net 'n sien van, hy is dood en nog in die graf nie, maar hierdie was sien, hy lewe, want daar's iets omtrent daar wat sê, ek het 'n ontmoeting met hom gehad, iets het gebeur, iets het verander, Rabboni! Glory, kind van God in daai oomblik. Herken jy nog sy stem? Maria herken hom toe hy haar naam noem.
Johannes 10:27, my skape luister na my stem. En na die stem van 'n ander luister hulle nie. Is jy hier kind van die Here? Daar's altyd 'n paar stemme wat jy hoor. Nie ons almal is so gelukkig om net die stem van die Here te hoor elke dag nie. Jy hoor baie keer ander stemme ook. Jy hoor jou eie stem. Dan is daar 'n ander stem. Die een van die duiwel. Hy's ook altyd daar. Dit herinner my so aan daai tyd toe ek groot geraak het met Walt Disney, ou Donald Duck. Toe hulle nog op die regte pad was. Voor hulle die pad byster geraak het. Toe hulle nog op die regte pad was, ou Donald Duck. Dan moet ou Donald iets doen. En dan verskyn die engeltjie op die een skouer en jou duiweltjie op die ander skouer. Wie ken dit nog? Ek dink ons jonger ouens ken nie daai nie. Hulle raak nou groot met ander goeters, jong. Powerpuff Girls en ek weet nie wat al hierdie goed se name nie, jy weet. Maar ons het al groot geraak met ou Donald Duck. En dan moet hy 'n besluit neem. As hy die een in die oorfluister sê, "Ja, go do it." As die engel sê, "Donald, no." En jy kon die verskil tussen die twee stemme hoor. Daar's 'n verskil tussen die twee stemme. Jy sien die een is daai push, hy druk jou om dit te gaan doen. En die ander ene sê nee, dink voor jy doen. Die ander een sê vir jou, dit is nie reg nie. Jy hoor die verskil. En kind van die Here in jou en my lewe, is dit jou stem wat jy hoor? Is dit die vyand se stem wat jy hoor? En dan praat ons nog met mense ook, en hulle praat ook nog met jou en jy hoor hulle stem, maar dan is daar 'n stem. Jy hoor hom dalk nie van buite af nie, maar hier in jou binneste is hy so duidelik soos wat jy kan kry, en jy weet, dis die stem van die Here. Want my skape ken my stem. Hulle ken my stem. Jy sien, verhouding bring erkenning. Verhouding bring ons op daai plek, dat wanneer iemand met jou praat, dan weet jy wie dit is wat met jou praat. Ou Theo, Nolien, ou Theo, my baie keer gebel, dan bel hy my nie op die sel nie, hy bel my by die kerk se telefoon, want op die kerk se telefoon kon jy nie sien nie, want is op een van daai ouens wat ingeplak was, hy geel oudjies met die knoppies, wat jy die ding het in jou oor sit, jy weet. Dan bel ou Theo my, dan vermom hy sy stem. Hy het gelyk om dit te doen, dan wil hy maak hy's van 'n ander plek, but I knew him. Ek het vir Theo geken. Ek het Theo se stem geken. En as ou Theo praat, dan weet ek sommer dis Theo daai. Maak nie saak wat hy sê of wie hy probeer wees nie. As ek ou Theo, dit gaan nog goed met my man, hoe gaan dit met jou? Dan wil hy so lekker lag daaroor, jy weet. Ou Theo, hy het altyd probeer gek skeer of jou probeer vang op een of ander way. But when you know somebody, when you're in a relationship with somebody, that voice you will never forget. Amen? Jy sal hy stem ken. Maak nie saak waar jy is nie. Hoe leer jy die stem van God ken? Nommer 1, en hierdie is prakties, die woord van God. Die woord van God. God se stem sal altyd ooreenstem met sy woord. Always. He will never say something that's in contrast to his own word. Die tweede ene, prakties, gebed. Gebed, nie soos ek en jy dit ken, waar ons gaan en ons groceries uitpak, al ons behoeftes voor hom neersit nie. Gebed, waar ons stil word en hoor van hom. Dis waar ons sy stem leer ken. Hoe meer ek met God praat, hoe meer herken ek sy stem. Die derde manier, is die Heilige Gees wat in jou is. Jy het 'n innerlike vrede en 'n oortuiging wanneer God met jou praat. Ietsie binne in jou. Jy het net rustigheid. Maak nie saak hoe die storm woed nie. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Maar hier binnekant in jou het jy 'n stem gehoor.
en jy ervaar 'n vrede, 'n kalmte, en jy weet net, dis God daai. Die vierde ene, tyd. Tyd. Verhouding word nie gebou oornag nie. Tyd. As ek iemand wil leer ken, moet ek tyd maak met daai persoon. As ek wil weet wat in jou lewe aangaan, moet ek tyd maak met daai persoon. En as ek tyd maak, dan hoor ek wat in jou hart aangaan. Amen. Is jy met my kind van die Here? Halleluja. Dis hoe ons die stem van God leer ken. So die vraag vanoggend is, spandeer jy genoeg tyd om sy stem te leer ken? Spandeer ons genoeg tyd? Maria, sy ontmoet Jesus daai oggend. Nie die Jesus wat sy verwag het nie, maar die opgestane Jesus. En van daai ontmoeting af, gebeur iets. Iets gebeur, daar kom 'n opdrag. Jy is 'n kind van die Here. God werk in ons lewens vir 'n rede. En hy vat jou deur dinge aan die ander kant uit. Hy veroorsaak dit nie noodwendig nie, maar hy vat jou daar deur. Hoekom? Sodat jy vir iemand in 'n situasie kan vertel wat God gedoen het. Jy het vanoggend gehoor wat Suster Cynthia getuig het, wat sy deurgegaan het, wat sy ervaar het, maar hoe die Here vir haar gesond gemaak het. Halleluja, dis skoon. Het jy gehoor toe sy sê dis skoon? Dis skoon, it's clear. Kom aan, kind van die Here. That's the God we serve. That's the God we know. He's the same yesterday, today and forever. Onmiddellik gee Jesus haar 'n opdrag. Gaan na my broers. Jesus het geweet, hulle is nou op 'n plek in hulle lewe waar hulle nie seker is nie. Jesus het geweet, hulle is op 'n plek nou, waar hulle wonder, wat gaan nou van ons word? Ek seker hier is vanoggend mense wat hy self vra. En Jesus sê vir haar, gaan na jou broers. Hoor mooi, sy kom heilend. Sy gaan as 'n boodskapper. Sy kom met trane, kom swaar, maar sy hardloop daar weg, verlig. Blydskap in haar siel, halleluja. Kind van die Here, hierdie is joune, en ek wil jy moet hoor, die ontmoeting, hoor mooi, die ontmoeting is nie die einddoel nie. Die ontmoeting is net die beginpunt. Toe ek en jy Jesus ontmoet het, was dit nie die einddoel nie. Dit was die begin van jou bediening. Sê vir hy langs jou, dit is die begin gewees van jou bediening. Want almal het 'n bediening. Almal het 'n bediening. Het jy al ontdek wat jou bediening is? Hy stuur haar daar. Dis haar beginpunt. Wat God in jou doen, hoor mooi, wat God in jou doen, is nie net vir jou nie, is vir ander. Halleluja. Dis verander. Dis verander. Sodat ander kan hoor, dis wat my God doen. Cynthia het getuienis en niemand kan dit van haar wegvat nie. Wat sy ervaar het, kan niemand ooit van haar ontneem nie. Amen. En hier is baie van u vanmôre hierso, by Suster Lisel. Sy het 'n getuienis. Hier's baie van ons hier vandag. Ons het getuienisse wat die Here vir jou gedoen het. Groot dinge wat hy vir jou gedoen het. Jy het vanoggend vir Christo gehoor sy getuienis. Daai beskerming van God oor hom. Selfs daar toe 3 manne om hom is. Is jy met my kind van die Here? You've got a testimony for somebody else. It's not just for you, it's for somebody else. Amen. Glory, kind van die Here, vanmôre moet jy hoor, God doen vir jou groter dinge deur jou in ander se lewens as wat jy ervaar het op daai oomblik. Wanneer jy gaan, werk sy krag, kind van die Here. Jy voel dalk vandag God is stil. Jy voel dalk vandag God is ver. Jy verstaan dalk nie jou seisoen waaraan jy is nie. Maar ek is vanoggend hier om vir jou te sê, Jesus staan nader as wat jy dink.
En vandag, hier in hierdie oomblik, roep hy jou naam. Nie jou fout nie, nie jou verlede nie. Jy gehoor? Hy roep jou naam. Sê vir hy langs jou, hy roep jou naam. Weet jy wie herinner jou aan jou verlede? Weet jy wie herinner jou aan die goed wat jy droog gemaak het? Die duiwel en mense. Maar God doen dit nooit nie. Amen? God doen dit nooit nie. Nooit nie. Nee. Hy sê ek het dit toegemaak met my bloed. Niemand kan dit daar kom uithaal nie. Hy sê ek dink daaraan nooit weer nie. Halleluja. Kind van God vanoggend in hierdie plek. Jy is hier omdat hy jou naam geroep het vanoggend. Jy is hier vanmôre omdat hy met jou gespreek het, kind van die Here, vriend in hierdie plek. Vanoggend, so Maria se storie leer vir ons vandag. Jy kan naby wees, maar hom nog steeds nie erken nie. Jesus ontmoet jou in jou pyn. Alles verander wanneer hy jou naam roep. Sy stem is persoonlik. Ontmoeting lei tot sending. So vanoggend is jy hier. Hy het jou naam geroep. Wat is die volgende ding wat kom? Sending. Nou moet jy gaan en iemand gaan vertel. Hy het gesê, gaan versterk jou broeders. Hy het gesê, gaan na my broers. Gaan sê vir hulle. Maria verkondig die eerste evangelisasie boodskap. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. O, hy lewe. Halleluja, kind van die Here. Vanmôre sit ons in hierdie plek en die Jesus wat ek en jy ken is nie dood nie. Die graf is leeg. Hy lewe en hy leef hier in jou. En vanmôre het hy jou geroep by die naam en nou sê hy vir jou, gaan vertel dat Jesus leef. Gaan vertel dat Jesus leef. Halleluja. Vanmôre daar waar jy is. As jy ingekom het vanmôre met hierdie, ek weet nie links nie, ek weet nie regs nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek is in hierdie situasie in my lewe, ek kan nie meer nie, en as ek vanoggend hier om vir jou te sê, selfs deur hy trane, wanneer jy nie Jesus raak sien nie, sien hy jou. En weet jy wat doen hy? Hy kom na jou. Sê van hy langs, hy kom na jou. Hy kom na jou. Wow, toe sy hom nie sien nie, toe sy daar, hy sê, vrou, wie soek jy? Waarom huil jy? Selfs in daai weet sy nie, dis Jesus nie. As jy hom weggedra het, is 'n antwoord. Sê vir my waar, dan sal ek hom wegneem. Jesus sê, Maria! En as jy in jou Bybel gesien het, daar's 'n uitroepteken. So hy het nie net gesê Maria nie. Hy het gesê Maria! En toe sy hoor Maria! Dit is hy, Rabboni, meester. Gaan vertel my broers. Môre in hierdie plek, gaan vertel dat Jesus leef. Daar waar jy is vanmôre, maak hierdie verklaring saam met my. Sê, ek ken die stem van die Here. Hy is my herder. Hy roep my by my naam. Ek sal hom nie mis nie. Ek sal nie verward wees nie. Ek leef in verhouding met Jesus. En ek volg sy stem in Jesus naam. Amen. Net daar waar jy is, buig jou oë vir 'n oë, jou hoof vir 'n oomblik en sluit jou oë vir 'n oomblikie. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, pastoor, ek het hierdie boodskap gehoor, maar ek ken nog nie hierdie Jesus nie. Miskien op kamera vanmôre is daar iemand wat kyk op Facebook live of dalk later gaan kyk en dan sê ek ken nie hierdie Jesus nie. Maar ek wil hierdie Jesus aanneem. Ek wil hierdie Jesus Heer van my lewe maak. Dan wil ek jou vra, net daar waar jy sit, terwyl jy hierdie boodskap gehoor het vanmôre, het hy jou by jou naam geroep. Jy het sy stem gehoor vanmôre. En as jy vanoggend 'n besluit neem of wil neem om hierdie Jesus in jou lewe in te nooi, hierdie Jesus wat nog steeds wonderwerke doen, dan wil ek jou vra vanoggend, net daar waar jy is, hierdie opgestaane Jesus. As jy vanoggend daai besluit wil neem
Wil jy nie net daar waar jy is, vandag jou hand opsteek as 'n teken en sê, pastoor, sal jy nie vir my bid nie? As jy vanoggend Jesus wil innooi, hierdie Jesus wat ek van gepraat het, hierdie Jesus wat lewe, hierdie Jesus wat opgestaan het, steek het vandag jou hand op. Jesus sien jou raak, daar's 'n hand wat opgaan. Jesus sien jou raak, vanoggend, daar op Facebook. As jy vanmôre daai besluit neem, of wanneer jy ook al hierdie boodskap luister, stuur vir my jou naam, sê ek het vandag Jesus aangeneem, ons wil graag vir jou bid. Het sal so lekker wees, om jou net op te kan volg en kan sê, die Here het jou waarlik lief. En daar waar jy is vanmôre, kom ons bid as gemeente saam met hulle wat vanoggend die besluit neem. Kom ons sê net, Here Jesus, ek kom na U toe, en ek erken, ek's 'n sondaar. Ek vra U, vergewe my sondes, was my met U kosbare bloed, skryf my naam in die boek van die lewe. Ek glo, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Hy is die Seun van God. Hy is die Here. Die woord van God sê, as ek my hart glo, en met my mond, die Here Jesus bely, en dat God hom uit die dood opgewek het, sal ek gered wees. Ek glo dit met my hart, en bely dit met my mond, en daarom dank ek U, dat U my nou gered het, van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Vader, vul my met U liefde. Heilige Gees, woon in my, werk in my, werk deur my. Amen. Wow, prys die Here, God is goed. Gee net 'n lekker hande klap daar waar jy is vanmôre. Die Here sien jou raak, hy hoor jou, en hy is kosbaar vir jou en my. Amen. Daar's niemand soos hy nie. Amen. Amen. Wow, what a God we serve. So ons gaan oor na ons afkondigings toe. En terwyl hulle vir ons die verjaarsdag goed reg kry, maak jou gereed man. Die tyd raak min. Die tyd raak min. Amen. Glory. Ek wonder of jy besef dat die tyd min raak. Die tyd raak werklik waar min. Jy weet, as jy rondom jou kyk, jy sien wat gebeur. Jy weet, ons is regtig in 'n tyd waar ek en jy moet besef, die einde is nader as wat ons dink. Amen. Ek sien dat 'n boodskap uitgegaan dat Rusland dreig 7 lande met 'n wêreldoorlog. Goed kom in plek, kind van die Here. Ons leef in die laaste tyd. Hierdie is nie tyd om stil te sit nie. Hierdie is tyd om vir iemand anders te vertel, maak jou reg. Dit kan enige tyd wees. Halleluja. Glory to God. Verjaarsdag. Vandag op die 19de is dit broer Hannes van der Merwe se verjaarsdag. Die 20ste Suster Betty de Beer, sy verjaar op die 20ste, en Karen Seeman, en aan die 22ste is dit Covid Delport wat verjaar, die 23ste Stein Maree, die 24ste Marie Elwood, en ons broer Dani Randall, en Luan de Pree, sy verjaar ook. En die 17de April is dit broer Joseph Davids wat ook verjaar. En is hier iemand wat ons dalk gemis het wat in hierdie volgende week verjaar is, nou van vandag af na Saterdag toe. As daar iemand is, ons doen dit met opset, die goed gebeur man. Help ons net. As ons wil jou geluk sê, dit lyk my dis almal wat verjaar. So elkeen van u wat verjaar, die Here seën jou ryklik. Mag hierdie 'n besonderse jaar wees in jou lewe en mag die goedheid van die Here jou volg elke dag van jou lewe en ons vertrou dat sy guns op jou sal rus oral waar jy gaan. Amen. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Geef hulle 'n lekker hande klap. Almal wat verjaar hierdie week, mag dit 'n lekker verjaarsdag wees, 'n lekker jaar vir jou wees, 'n geseënde jaar. Ag nee, huwelikserdenkings, daai ou kom te veel op. Hy kom te gereeld op. Okay, so iemand, as jy nog nie 'n maatjie het, jy kry 'n maatjie, dan trou jy sommer in hierdie tyd, okay. Vanaand moenie vergeet nie, 5 uur,
is ons weer in die huis van die Here. En wat kan ek sê? Mense, ek kan nie genoeg sê nie. U moet kom en ervaar. Wow, Sondag aan. Wow, the presence of God in this place. Woe, man, ons het begin die Here aanbid en ewe skielik net die teenwoordigheid van die Here opgedaag. En ons het net gevloei in 'n paar koortjies en ons het net gegaan. En man, what a manifestation of God's presence. Wow, it was awesome. Moet nooit mis nie. Jy weet nie wat God gaan doen op daai oomblik wat jy dalk net nie hier is nie. Daai dag, daai tyd, daai oomblik is uitgesit en jy het dit dalk net gemis. Halleluja. Jesus was in this place. Amen. Vanaand 5:00 maak ons weer so, volgende Sondag om 5:00, as dit die Here se wil is, maak ons weer so, moenie vergeet nie, en nooi iemand saam met jou, Our God is still a miracle working God. Amen. He's the same yesterday, today and forever. Halleluja. Prys sy groot naam. En dan môre aand natuurlik om 7:00 bid ons hier by die kerk saam. Nou ek wonder, waar's al ons mense? Liddy, kom vertel jy gou vir hulle, want ek vertel al ewig en lyk my die mense glo my nie wat gebeur nie. Jy moet kom ervaar die teenwoordigheid van die Here. Okay, ek gaan wag, jy kan nie praat nie. Waar is die mic? Kry die aan nie. Okay. As jy my aan het, jy gaan nie jou reg hoor nie. Hou ons so net praat. Hy sê net nou nie, ek moet nie verder praat. Julle, ek moet werklik voor julle sê, ons is 19 mense maandag aand in die kerk gewees. 19 wat kom bid het. En die teenwoordigheid van die Here was so, dit is nie uit die mond gesê nie. Ek self het 'n ander experience maandag aand gekry. Dis asof jy nie op jou voete kan staan nie. Die vuur val in hierdie plek op 'n maandag aand as ons bid. En ons bid letterlik net 'n uur. Net 'n uur. En jy sal nie glo wat in daardie uur gebeur nie. 'n Uur gaan so vinnig. Ja. Die tasbaarheid van die Here se aanraking op elkeen se lewe. Die mense wat hier was op maandag aand, ek glo hulle almal sal sê, dit was totally 'n ander ervaring. Elke maandag aand het ons 'n ander ervaring, wat net meer en meer. Dis waar. Daar's iets Wow. besig om te gebeur. Dis waar. Iets wat gaan die herlewing in hierdie kerk. Gaan uitbreek. Groot. God is nog nie klaar nie. Hy is besig om nou die Here op te maak. En as jy gaan uitmis, Big time. so moenie uitmis. Dis waar. Ons nooi julle regtig maandag aand. Ja. Net vir 'n uur. Net 'n uur. Kom bid saam met ons. En kom ervaar wat God vir jou doen. Broer Melvie, kom vertel hulle gou man. Kom sê net gou vir die mense wat jy maandag aand ervaar het hierso in die gebedsessie. Hulle hoor altyd ons man. Hulle hoor altyd vir ons. Ons pastore. Hulle sê net maar julle is die pastore man. Hou hom maar net vas. Jy kan hom ook maar net vashou, nie. Amen. Allemaal ander heeft Ja. ook een story ervaren. Je dat ervaren van kracht. Je maakt maar maanden aan. Je weet ik wat ik ervaren is net dat die controle om je letterlijk gewoon mensen praten van de Heilige Geest wat oor mijn lichaam. Je weet gebied dat is awesome wat hier gebeurt. Ook in mijn soort je weet wat ik altijd zeg, net is, wanneer het zo min is, dan skop God se belofte in. Daar is hy. Is daar? Daar is hy, wanneer het so min is, so belofte in. Daar gee ook daar kom die kragtige gebeur.
Verstaan? Sodat ons kan vertel vir die wat die kom. Verseker. Ja, En die Here vandag, ja. hier dit word nie gesonde. Amen. Hier van die Heilige Gees. Ja. En word kragtig. Ja. Elke dag. En mense gaan nie oor die kyk. Ons skrywe, die woord by sy. Amen. Dis presies. U kyk my, Ja. maar u weet nie wat ek ervaar in die lewe. Yes. Amen. Van die Here, ongelukkig is julle my so. Dis waar. Amen. Dankie broer Melvary. Dis regtig awesome mense. Vat daai tydjie in. En jy's 'n pastoor, maar hoe bid jy vir 'n uur lank? Jesus, 'n uur is almal lank. Ek sê vir nou vir jou, kom en jy gaan sien. Want ek lei jou in gebed. So jy gaan weet presies waarvoor ons bid vir daai oomblikie en jy sal ervaar wat die Here doen op daai oomblik. God is getrou. Amen. So kom daai tydjie uit, kom bid saam met ons en kom kyk wat die Here vir jou gaan doen. Amen. So ons gebedsessie is 7 uur. Daar sê Dinsdag het ons evangelisasie kom by mekaar 6:45 hier by die kerk en nooi iemand saam met jou, bring iemand saam en kom deel en drink 'n koffietjie en spandeer bietjie tyd saam. Dit's 'n goeie tyd om met iemand te deel. Mense, lekker tyd. Kom en ons nooi jou saam daarso ook en dan die Chosen Prophetic Dance Ministry practice 7:15 at church, hierso by die kerk oefen hulle, moenie vergeet nie, en dan weer Woensdae het ons selle wat hardloop, ons gaan na verskillende plekke toe, en ja, so kom ons kry die selle goed aan die gang, kom ons bedien die areas waar ons is, kom ons reik uit, kom, tyd raak min kind van die Here, begin 'n sel, het hoef jy nie aan te wees nie, jy kan dit in die dag ook doen, begin 'n sel, kry mense, begin hulle vertel van Jesus Christus, amen. Pastoor, ek kan dit nie doen nie. Die Here gaan vir jou help. Donderdag is dit die Nazarenes wat oefen, 6:30 hier by die kerk. Moenie vergeet daarvan nie. Vrydag is dit weer eens jeug en wat 'n lekker jeug het hulle nie gehad nie. Ek moes kyk want die was 'n spaak wat plaasgevind en toe kom ek hiernatoe, toe kry ek hulle en hulle het 'n lieflike tyd gehad hier in die huis van die Here. Bring die jong mense, nooi hulle, kom na die huis van die Here toe. Kom met 'n verwagting. Wanneer jy kom, vir wat kom jy? Jy het volgens se boodskap gehoor. Hulle daar by die graf het Maria gekom om Jesus te soek wat gesterf het, maar Jesus het opgestaan. Wanneer jy kom kerk toe, wat is jou motief? Kom ontmoet met Jesus. Die Joyous groep oefen elke tweede Saterdag van 'n maand en hier in die kerk van 1 uur tot 2 uur, moenie mis nie. As jy wil deel word, skakel in by hulle. Suster Emily is so 'n bietjie weg vir die naweek. So kom jy aan die sien vanoggend nie en so onthou, jy's welkom om deel te word van hulle, hoor. En dan weer ons klerekas, moenie daarvan vergeet nie, Suster David Dean, daar's 'n telefoonnommer, as jy ou klere het, klere wat jy gaan uitgooi, dit hang nou in die kas al vir hoeveel jare en jy dra dit nie, jy kom dit nie meer in dit nie, man, bring dit, daar's iemand wat kan baat vind daarby, en gesels asseblief met Suster David Dean, en dan ons bussiefonds is nog steeds daar, saai in ons bussiefonds, ons het 'n voertuig nodig, ons sien dit, draak nou weer vroeër donker, die reën ewe skielik sak uit, en dit raak koud, en kom ons vertrou die Here vir 'n groot deurbraak in daai verband. Moenie ons blessbox vergeet nie. Hier staan ons 2 blessboxe. Ons gaan weer iemand bless. Jy kan nou al onbederfbare goede bring. Jy kan dit in hierdie houers plaas en dan op die Sondag wat ons sê, dan bring ons die bederfbare goed soos die vleis en die vars groentes en daai en dan gaan ons iemand bless weer eens. Okay, moenie vergeet nie. Amen. En dan die jeug sê van volgende week af het hulle weer water beskikbaar. So die water, julle kan weer water by hulle koop. Ek wil net graag vra al die dames. Ek gaan julle nie lank hou nie. Ek soek net 'n minuut van julle tyd na diens. Kom net almal hier so by mekaar. Ek en Vera wil net gou vinnig met julle praat asseblief. Baie dankie. Dankie dames, net so oomblikie, waardeer dit, hoor. Ek wil net so goed sê, tensy julle miskien nou vergeet het, ons Joyous groep, elkeen van ons het so 'n vormpie, as julle belangstel, dit is 20 nommertjies teen R10 elk. Die trekking sal gebeur op die 10de Mei, dit is vir Moedersdag, so ek dink, is nie een prys wat ons gee nie, ek dink ons 2 of 3 pryse, as ek onder korreksie praat, so elkeen van ons Joyous, mense wat in die Joyous is, julle kan na ons toe kom, en dan kan julle 'n blokkie kom kry vir 'n trekking die 10de Mei. Wat sê?
So, ondersteun hulle ook met hulle fondsinsameling, ons waardeer ook u hulp daarmee, baie dankie, en dis ons afkondigings, lyk dit vir my, so vlieg, my storie is uit. Ons kan weer aangaan. Kom ons staan, sluit ons af. Baie dankie dat u hier was, dankie die tyd uitgekoop het, en gaan vertel vir iemand wat Jesus doen. Amen, hy is nog steeds dieselfde Jesus. Sê gaan vir jou langs jou, hy is dieselfde Jesus. Amen, hy is dieselfde Jesus. Suster Vera, kom vandag jy vir ons asseblief. Sluit jy vir ons af met gebed. Dankie my suster. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om weer eens in die huis van U te kon wees, om in U teenwoordigheid te kon intree, my Vader, en net ontvang dit wat U vir ons wil doen en wat U vir ons beteken het, my Vader. Is 'n voorreg en 'n eer om hier te kon wees. My Vader, en ons vra dat die mense wat hier uitwees sal stap, dat U 'n hand van beskerming oor hulle sal hou, my Vader, dat hierdie week vir hulle besonder goed sal wees, my Vader, want ons weet, met elke tree wat ons gee, stap U saam met ons. Ons is nooit alleen nie, en laat ons uit sal gaan en gaan vertel dat Jesus red, gaan vertel van sy wonderwerke en van verlossing, my Vader. Ons eer U en ons loof U en ons prys. U gaan so met ons verder, waar elkeen na ons wonings toe gaan, en bring ons weer op die regte tyd by mekaar, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Gaan in vrede die Here